met 'n verwagting na die huis van die Here toe gekom het. As ons vanmôre gekom het om te vra, Here, wat moet ek vandag doen? Here, wat moet ek van vandag af doen? Here, hoe lyk die pad vir my vorentoe van vandag af? Here, daar's 'n leegtyd vanmôre in ons harte. Daar's vanmôre 'n leegtyd in ons lewe. Daar's vanmôre, Here, 'n tekort in ons lewens. Here, daar's vanmôre 'n swakheid in ons elkeen se lewens. Daar is vanmôre, Here, dinge wat in ons lewens gebeur het, Here, wat nie maklik is nie. Daar is vanmôre, Here, omstandighede, Here, wat ons nie meer kan hanteer nie. Here, daar is dinge, Here, wat ons moedeloos maak. Daar is dinge, Here, wat ons kragteloos maak. Daar is dinge, Here, wat hoe lank al aangaan. En ons ken U, ons weet wat U woord sê. En laat die Gees ook vanmôre, Here, deur my spreek. En so ook met elkeen vanmôre sal spreek. Dat ons vanmôre sal hoor. Dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid nou hier saam met ons. Here, dat ons hoe lank in ons lewens al soekend was na U teenwoordigheid. Ons het geweet waarom U te vind, Here, in U woord, in lofsang, Here, in samekomste, Here, het ons saam met ander gelowiges en kinders van U om 'n tafel gesit en ons het gespraat, Here, oor wat besig is om te gebeur, Here, en het vir ons elkeen al, hoeveel keer in ons lewens al, Here, die antwoorde gegee. Baie keer het U al vir ons die antwoorde gegee. Wat moet ons doen? Maar Here, in ons swakheid as mens wat ons het, in ons hulpeloosheid, Here, het ons hoeveel kere al weggedwaal van die weg af wat U vir ons elkeen gegee het. Het ons weggedwaal van die pad af wat U vir ons elkeen al hoeveel kere al gewys het, wat U gesê het, dit is die pad waarop ek jou gaan stuur. Luister wat ek vir jou sê, en gaan, ek sal saam met jou wees. Dan het ons baie kere ons eie idees, en ons eie planne gehad, en ons eie maniere gehad, hoe ons dit gaan doen, en dan gebeur dit nie so nie, of dit is nie vinnig genoeg, dat dit gebeur in U en my lewe nie, en dan raak ons moedeloos, en ons sê, Here, maar waar is U vandag? Here, waar is U in my, en ons elkeen se omstandighede vandag? Here, waar is U, Here, want daar's 'n tekort en daar's 'n moedeloosheid en daar's 'n stikkindheid en daar's 'n hartseerheid en daar's 'n leegtyd vanmôre in ons lewens, Here. Ons kan nie net altyd vol wees nie. Ons kan nie net altyd vrug dra nie. Ons raak ook droog. Ons raak ook leeg. Ons raak ook moedeloos. Ons raak ook hartseer. Dan vra ons baie kere, Here, maar hoekom laat U hierdie dinge in ons lewe toe? Here, hoeveel dae nog, hoeveel jare nog, hoeveel maande nog, Here, hoeveel verliese moet ons nog in ons lewe ingaan? Here, U het ons geroep vir die werke van U, Here, en ons wil graag getrou wees, en ons sal getrou wees. Here, maar waar is U hand in ons lewens? Here, wat moet ons nog doen, Here? Ons hoor U praat met ons. U gee vir ons die Gees om deur ons te spreek, Here. Maar wat moet ons nog meer doen, Here? Waar het ek geval? Waar het ons geval? Waar het ons swak geraak? Waar het ons agter geraak? Waar het ons gaan stil staan, Here, en gesê, nie meer nog 'n dag verder nie. Nie meer 'n dag van vandag af verder nie, Here. Ek is nou moedeloos, Here, ek gaan nou hier sit, en dit is nou maar so, en dit is nou maar klaar, wat nou maar moet nou maar gebeur. Die Here sê, ek sal vir julle in julle krag en julle sterkte sal ek saam met julle wees. En dan laat dit my vanmôre in daardie bank laat dink aan Psalm 23, waar die Here sê, ek sal saam met jou gaan, nou gaan jy in die dal van doodskade weer. Dan is ons in daardie dal van doodskade weer, hoeveel keer? Nie net 1 keer nie, nie net 2 keer nie, nie net 3 keer nie. 4, 5, 6, 7, 8, 10 kere is ons in die dal van doodskade weer. En dan vra ons elke keer, Here, maar waar is jy? Waar is U, Here? Dan sê die Here, ek het jou gesê in my woord, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal altyd saam met jou wees.
As jy deur daardie dal gaan, sal ek saam met jou wees. Ek sal jou hand vat en ek sal jou lei en ek sal vir jou die weg wys. Daar raak ons as mens swak en ons gaan sit en ons sê, Here, ek kan nie meer deur hierdie dal van doodskaduwee gaan nie. Here, daar is niks meer vir my nie. Here, U ken my getrouheid, Here. U ken my opregtheid, Here. U weet ek is 'n kind van U. U weet ek glo in U. U is die enigste God in die hemel, ons Vader. Here, maar waar is U? Hoekom laat U hierdie dinge in ons lewens toe? Here, hoekom kry ons verliese in ons lewens, Here? Maar U voorsien ook, Here, op die regte tyd. Wanneer gaan ons as mens begin leer om geduldig te raak? Wanneer gaan ons as mens begin leer om stil te raak, as daardie storms van die lewe in U en my lewe begin ruk, en dit skud ons en dit wil ons wakker maak, wanneer gaan ons begin stil raak, en gaan sit en sê, Here, hier is ek. Nie meer ek nie, maar U alleen. Hoeveel kere moet ons nog die boodskap hoor, dat die Here voor julle sal uitgaan, en hy sal julle paaie gelyk maak. Hy sal die klippe, hy sal die rotse in julle pad sal hy wegvat, en hy sal vir julle voorsien. Maar dan kom maar droogte in U en my lewe, en dan gaan sit ons en ons raak moedeloos, en ons sê, Here, ek weet nie meer nie. Here, ek het alles probeer. Here, ek het alles gegee. Here, ek was in alles probeer getrou gewees. Maar nog steeds, Here, is daar 'n droogte in my lewe, in my bene, in my liggaam. Is daar 'n droogte. Wanneer, Here, ons weet ons moet die pad saam met U stap. Ons ken U werke, Here. Ons het U getrouheid al gesien in ons lewe. Ons het al gesien hoe U bonatuurlik voorsien in ons lewens. Here, daardie deure is toe, Here, wat moet ek doen? Wat moet ons doen, Here? Daardie deure is toe. Waar is die ander deure om oop te maak? Dan sê die Here vanmôre vir U en vir my en vir ons elkeen, hy sal daardie deur toemaak waar ons nie meer sal hoef in te gaan nie. Want hy het 'n ander pad vir U en my. Baie kere sien ons nie daardie pad nie, of geliefdes, ons wil nie daardie pad sien nie, want ons is gemaklik waar ons vandag is. Here, moenie my verander nie. Here, ek is gemaklik hier waar ek vandag is. Here, ek ken myself. U het my geformeer in my moederskoot, Here. U het my pad vir my vooruit gelê, Here. Here, moet my nie verander nie, asseblief, want ek ken nie daardie pad nie. Ek ken nie daardie deur waardeur ek moet gaan nie, Here. Of dit siekte is, of finansies is, of wat dit ook al is, maak nie saak nie. Here, ek kan nie deur daardie pad gaan nie. Dan sê die Here, toets my en beproef my of ek nie die venster van hemele oor julle geopen sal maak nie. En herinner my daaraan. En dan sê ons, Here, U woord sê ons moet U herinner daaraan en ons moet U toets en U beproef. Maar nog steeds gaan dit nie goed nie. Nog steeds sukkel ons. Nog steeds is alles deurmekaar. Nog steeds probeer ons as mens, Here, op ons knieë bly en U aangesig soek en die weg soek wat U vir ons gaan lei. Here, maar nog steeds is alles hier deurmekaar, Here. Wanneer gaan U alles vir ons in lyn bring met U woord? Here, kyk hoe gelukkig is die ander mense. Here, kyk wat het die ander mense. Dan sê die Here, moenie rondom julle kyk nie, kyk na my. Los daardie mense se dinge wat hulle het. Los daardie werke wat hulle het. Hou vas aan my. Laat die Gees vanmôre in hierdie dag, in hierdie diens, vanmôre sal spreek. Nie ek nie, nie ek as pastoor nie. Laat die Gees vanmôre sal spreek, soos wat die Here dit op ons elkeen se harte vanmôre lê. Here, ons het 'n verwagting vandag om deur U aangeraak te word. Ons het vandag 'n verwagting, Here, dat U lig in hierdie donkerte sal begin skyn. Want U lig sal die donkerte verdryf. Dat U lig sal begin deurskyn, Here, en vir ons die pad sal wys, die weg sal wys, waarop ons kan sê, Here, hier is my hand, lei my en vat my waar U graag wil hê ons moet gaan. Maar een ding is verseker, dat ons vandag 'n besluit moet maak, dat ons nie op moed verloor vlakte sal gaan sit nie, dat ons nie moedeloos sal raak as dit nie gaan gebeur soos wat die Here, soos wat ons dit graag wil hê nie, maar soos wat die Here dit vir ons gaan gee.
sal vanmôre 'n tekort in ons lewens is, wat dit ook al mag wees, dat ons vanmôre en vandag, van vandag af, gister is verby, ons kan niks aan doen nie, niks. Die woorde wat ons gespreek het, die denke wat ons gehad het, die dade wat ons gehad het, die optredes wat ons gehad het, is verby, dis agter ons. Wat kan ons van vandag af doen? Hoe kan ons van vandag af kom en sê, Here, nie meer ek nie, U alleen. U alleen op hierdie pad vorentoe. En Here, as ek weer deur die dal van doodskade weer moet gaan, as ek weer deur 'n verlies en 'n tekort in my lewe moet gaan, Here, dan weet ek, Here, ek sal nie meer moedeloos raak nie. Al is ek 'n mens. Ek sal aan U vashou. Gee U Gees vir my, vir ons elkeen, Here, van vandag af, dat ons verryk sal wees deur die Gees, opgetel sal word, en dat ons weet, Here, U plan is 'n groter plan vir ons elkeen vandag. Baie welkom aan elkeen van u by vanmôre se diens. Mag die Here ook vanmôre vir elkeen 'n nuwe lewe in Christus gee, en mag daar ook 'n groei en verandering sal wees in die ontvanklikheid van God se woord vanmôre. Ons lees so 'n paar skrifgedeeltes saam, en die woord sal wees uit die boek van Jesegiel vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die hoofopskrif van hierdie gedeelte is Israel word herstel. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring, deur die Gees van die Here my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene, kyk, ek bring Gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en Gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet, dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering, en die been het dadelik gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vrees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen Gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, ontsaglike groot leer. En toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Mag die Here se woord ook vanmôre en vandag in ons harte sal stil staan. Dat ons vanmôre nie in moedeloosheid hier sal uitgaan nie, maar dat ons vanmôre in hoop en versekering, vreugde en herstel hier sal uitgaan. Wat ons vandag sal weet, maak nie saak wat vanmôre gebeur het by die huis of waar ook al nie. Maak nie saak wat gister gebeur het nie. Maak nie saak wat verlede week gebeur het nie. Dat ons vertroue en ons geloof en ons hoop weer van nou af in Jesus Christus sal stel. Dat ons nie teen ons omstandighede sal vaskyk nie, maar dat ons teen God in sy teenwoordigheid mag wees. Jesegiel was 'n profeet gewees, en die Here het vir hom deur die Gees na die laagte toe gevat en vir hom daar gaan neersit. Jesegiel het toe gesien dat daar menigte bene in die laagte gelê het, en nie net 'n paar bene wat maar net hier en daar rondgelê het nie. En hy het ook gesien dat hulle baie dor was.
Die Here het toe eers vir hom 'n vraag gevra en wou toe by hom gehoor het of hy dink dat hierdie dorpbene lewendig sal kan word. En toe sê die Here vir hom dat hy oor hierdie dorpbene moet profeteer en dat hulle moet hoor wat die Here vir hulle gaan sê. So spreek die Here tot die dorpbene dat hulle lewendig sal word as die Gees in hulle gaan. En daar het toe 'n beroering en 'n geruis plaasgevind en die been het nader gekom en elke been na sy been toe. Die tweede keer was toe gewees wat hy tot die Gees moes geprofeteer het en gesê dat die Gees in die dooies geblaas moet word sodat hulle lewendig kan word. En daar het Gees in die dorpbene gekom en hulle het opgestaan en hulle was 'n ontsaglike groot leer gewees. Watter droogte en dorheid is daar vandag in u en my lewe? En as daar na die omstandighede gekyk word, dat daar dalk 'n gevoel van moedeloosheid en moegheid vandag is. U en ek en ons elkeen is maar net mens. Ons staan ons in die môre op, dan sê ons, vandag is nou glad nie my dag. Vandag is nou glad nie my dag nie. Hierdie dag wil ek nou nie vandag meer hê nie. En moenie aan my kom krap nie, moenie vir my kom vra wat gaan aan nie, want ek is nou nie hierso met 'n boodskap vir jou wat jy nie graag sal hoor nie. Hierdie dag is nou nie vandag my dag nie. Vandag weet ek weet nie wat van vandag gaan gebeur nie. Daardie oomblik, geliefde broers en susters, spreek ons alreeds dood in ons omstandighede wat ons daardie oggend gesê. Ons spreek alreeds, want die Here sê die mag van die tong spreek jy lewe of dood. Jy gaan lewe spreek, ja, dit sal goed gaan, maak nie saak wat vandag gaan gebeur nie, maak nie saak wat se tekorte daar gaan wees nie, maak nie saak wat se dorpbene daar vandag in my lewe is nie, maak nie saak wat die ander mense vandag van my gaan sê nie, dit maak nie saak van my nie, wat God vir my sê en van my sê, dit is die belangrikste. En as ek vandag gaan sê, dit sal sleg gaan met my, en ek is nou nie vandag lus vir hierdie dag nie, dan sal dit so wees. Wees verseker, u is reg, dit sal so wees. Dit sal 'n slegte dag wees, dit sal 'n dag wees wat nie goed gaan nie, en dit sal alles deurmekaar wees. En dan probeer ons hoe om alles reg te kry, dit sal alles maar net deurmekaar wees. Tot ons gaan sê, Here, neem u hierdie situasie oor vandag, en gee u vir my die lewe, en wys u vir my die pad, en dit sal goed gaan. Die Here sê, ek sal vir julle gee die begeertes van ons hart, van julle harte. Wat is baie keer die begeertes van ons harte? Here, ons wil graag geseën word. Here, ons wil graag uit die Vaderhand uit ontvang. Here, voorsien asseblief van ons. En dan kom dit teen vanmiddag of môre, dan sien ons maar nog eintlik niks het gebeur nie. En dan begin ons moedeloos raak, want ons dorpbene in ons lewe. En ons sê, weet jy wat nie, ek het geweet dit sal nie goed gaan nie. Ek het geweet dit sal nie goed gaan nie. Want ons het dit al reeds in ons gedagtes gehad. Waar daar geen verandering is nie, maar dit alles so verlore voel, en dat daar wanhoop en moedeloosheid in ons lewe is. As daar vandag 'n berg in u en my lewe is, wat sal hierdie berg van omstandighede genoem sal kan word? En die Here sê, spreek die berg aan wat daar in jou lewe is. Spreek die berg aan. Wat gaan ons hierdie berg se naam noem? Siekte, tekorte, huweliksmoeilikheid. Kom ons stel dit huweliksprobleme, klink seker 'n bietjie beter. Verhoudingsprobleme, finansies, werksomstandighede, familieomstandighede, tekorte, afsterwe van geliefdes. Wat sal hierdie berg vandag in ons lewens wees? Die Here sê, spreek die berg aan in jou lewe. Sal die diepstes van die see ingewerk word. Dan sê die Here Markus 11 vers 23 vanmôre vir ons elkeen, en God se woord is die waarheid. Maak nie saak hoe ons na die woord van God vanmôre of elke dag luister nie. Ons het mos maar 'n gewoonte, en ons maak mos nou nie uit die huis uit praat nie. Hierdie is ons huis, en ons huis buite. Of wat ons in die oggend die woord van die Here, ons maak die Bybel oop, voordat ons dis nou maar 'n gewoonte, of ons kan sê 'n tradisie, en dan maak ons die woord van die Here se woord in die oggend oop, of ons lekker voel, of sê hierdie dag is nou nie vandag my dag nie, of
Hierdie is my dag en maak ons die woord oop en ons kyk en ons sien, nee, wag maar, hierdie boodskap is nou nie vir my nie, dat ek nou die woord gaan soek. Dan soek ek reg deur die woord. Voel jy nie, ek weet nie, ek kry nou nie boodskap vandag nie so nie. Maar een oggend dan maak jy die woord oop en sê die Here, daar's jou woord, daar's jou boodskap. Hoe kyk ons na die woord? Baie keer gee die Here vir ons die woord en ons lees dit en ons sien dit en dit is 'n vermaaning uit God se woord uit. Maar dan sê ons nee, verseker nie is hierdie boodskap vandag vir my nie. Markus 11 vers 23. Want voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Dit wat ons sê, sal so wees. Elke volgeling van Christus gaan deur geestelike droogtes en daar vind ook 'n laagtepunt soms in hierdie lewe plaas. En baie kere dan kyk ons teen omstandighede vas waarin u en ek dan voel dit is ons maar 'n oomblik van verlorenheid en swakheid is. Dan probeer ons om die omstandighede op ons manier te wil vind en te verander daar waar dit droog, verlore en ook soveel tekorte in is. Dan kan daar ook 'n tyd van herstel en ook een van hoop en verandering wees om 'n nuwe skepping in Christus te wees. Beteken dat alles vernuwe en herstel is. En dat wat daar was, is nie meer daar nie. En dit wat nie daar gewees het nie, was toe daar gewees. In der waarheid kan die woord nuwe verduidelik word as om te verander in iets nuuts en anders en dit is iets beters en waar daar weer lewe is. Lewe en lewe in oorvloed. Dis wat die Here vir ons elkeen beloof. Maar eerstens verwag die Here van ons as kinders om in geloof te volhard. Om ons hoop op hom gefestig te hou. In vaste vertroue en te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Maak nie saak wat besig is om te gebeur nie. Dit som regtig op wat vernuwing in Christus beteken, dat ons in iets beters oorgemaak is. In Johannes 3 het Jesus vir Nikodemus onderrig gegee oor die wedergeboorte. Nikodemus was 'n Fariseer gewees en hy was 'n owerste van die Jode gewees. En hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Nikodemus het 'n ervaring gehad wat ook 'n gebeurtenis is, want hy het geweet dat God met Jesus is. So het ek ook vanmôre spraakprobleem oor hierdie Bybelse naam. Maar die Here sal my vergewe, hy ken die hart. Maar Nikodemus wou meer by Jesus geweet het, want hy het die tekens gesien wat Jesus gedoen het. Hy wou by Jesus geweet het, want hy het gesien wat het Jesus gedoen. En hy het geweet dat daar iets is wat hy nie gehad het nie. Daarom het hy vir Jesus gesê dat hy die tekens gesien het wat Jesus gedoen het. En dit het sy aandag gehad. Johannes 3 vers 3, 4 en 5. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3 vers 3, dat as iemand nie weer gebore word nie, dan kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Maar in vers 5 antwoord Jesus vir Nikodemus en hy sê vir hom, hoe iemand weer gebore moet word, en dit is uit water en gees. Die doop is 'n uiterlike teken van die groot innerlike verandering wat God reeds in ons elkeen begin het.
Wanneer ons gedoop word deur water en gees, volg ons Jesus se voorbeeld in gehoorsaamheid, want Jesus het van Galilea na die Jordaan toe gegaan om deur Johannes gedoop te word. Nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik in die water opgeklim, met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal op hom. Daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Dan om die Heilige Gees te ontvang en om toe te laat dat hy deel van ons lewe kan word, want Jesus het die Heilige Gees as trooster vir ons gestuur, wat by ons sal bly tot in alle ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Ons kan 'n verhouding met die Heilige Gees hê. Vir die Here vra, Here stuur die Gees. En die Here sê, hy het die Heilige Gees gestuur as 'n trooster in hierdie lewe, totdat hy weer op die wolke gaan kom verskyn. Die Here sê dat hy by julle sal wees en ook in julle sal wees. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Soos wat deur die Gees in die dorpbene wat in daardie laagte gelê het, weer Gees geblaas is en hulle het op hulle voete gaan staan, net so moet daar ook weer 'n nuwe lewe vir ons in Christus wees. Jesus het die Heilige Gees ons elkeen gegee as 'n voorspraak. Bid en vra vir God vandag om die negatiewe gedagtes wat daar vandag is, te verwyder, wat die geestelike vyand aanhoudend in ons denke plaas en dit ook daar saai, en laat vir God toe om ons denke te vernuwe, die negativiteit met die helderheid, die liefde, sy genade te vervang. Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Here sê ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. Ons moenie gaan doen wat die wêreld doen nie. Ons moet gaan doen wat die Here van ons vra. Wat wil die wêreld hê ons moet doen? Hy wil hê ons moet moedeloos raak. Hy wil hê ons moet op 'n hoop gaan sit en sê daar's geen uitkoms meer nie. Hy wil hê ons moet omdraai en sê dit is verby. Die Here sê deur die vernuwing van julle gemoed dat ons in die volmaakte wil van God sal wees. God het 'n lewensdoel vir ons elkeen en hy sê dat hy sal die dood vir ewig vernietig en die trane op alle gesigte sal hy afvee. Die Here spreek en sê ook dat hy die smaak van sy volk van die hele aarde af sal wegneem. Die Here sê dat dit wat vanmôre in ons lewens is, sal hy wegneem. Vaste geloof en vertroue in die Here Jesus Christus. Hy sê dit wat vandag deel is van ons lewens, sal hy verseker wegneem. Maar eerstens moet ons omdraai en sê, Here, U wil sal my lei op die weg wat U vir my voorberei het. Jesaja 25 vers 9. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het, laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Die Here sê, wag, en daar sal weer blydskap wees. Die Here sê, hou aan, ek sal my hulp vir julle gee. Die Here sê, volhard in gebed, en ek sal altyd vir julle daar wees. Ontvang ook dan die verlossing wat God vanmôre in hierdie dag vir elkeen gee. Maar ook in die Here se voorsiening, dat daar lewe en lewe in oorvloed sal wees, dat elke dag in die waarheid van God gewandel sal word. Here, dit wat gister al was, is nie meer vandag daar nie. Here, vergewe ons se sondes. Here, vergewe ons woorde. Here, vergewe ons optredes. Here, vergewe
dit wat ons gedink het in ons denke en ons dade, Here, wat ons gevoel het, Here, dit is die weg wat ons gaan stap. Vergewe ons vandag vir ons swakheid, ons tekortkominge en ons sondes. Maar vul ons, Here, opnuut met U teenwoordigheid. Vul ons, Here, weer met moed en hoop dat U, Here, vir ons elkeen sal voorsien. Here, dat ons vanmôre ons omstandighede, Here, aan U gee. Here, ons is kinders van U. Ons het 'n pad van bekering gestap, Here. Maar ons raak ook droog en dor op hierdie pad. En ons vra, Here, dat U die fontein van die water vir ons elkeen sal gee. Daar waar ons dor en droog is, daar waar ons verlate voel, dat U die lewende water vir ons elkeen sal gee. Dat ons sal kan drink daarvan, Here, en nooit dors sal kry. Vul ons, Here, met die Heilige Gees. Geef ons die water en maak ons reg vir U koms. Julle son sal nie meer ondergaan nie, want die Here sal vir ons 'n ewige lig wees en die dae van ons treurigheid is verby. Die Here was ons genadig. Mag die Here vir elkeen ryklik seën, ontvang die genade, die herstel en die voorsiening van God, ons Vader. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Raak eerder stil. Sê, Here, dankie vir die vergifnis van my sondes. Here, dankie dat ons as nuut skoon gewaste kinders vanmôre weer na U toe kan kom. Dankie, Here, dat die weg waarop ons gestap het, Here, nie meer 'n weg is waarop ons is nie. Ons is nou op U weg. U lei ons as herder, raadsman en leidsman. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord. Here, dankie vir U boodskap. Here, dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid en die salwing van God vanmôre in ons lewens. Here, waar ons hoeveel foute in ons lewe gemaak het, waar ons hoeveel teleurstellings al in ons lewens gehad het, waar ons hoeveel tekortkominge al in ons lewens gehad het, waar al hoeveel droogheid in ons lewens was, het ons vanmôre, Here, by die lewende water gekom, en ons kom sit vanmôre elkeen by die fontein, en ons drink van U, want ons sal nooit weer dors kry nie. Vanmôre, Here, vra ons om vergifnis vir ons woorde, vir ons denke, vir ons dade, vir ons optrede, vir ons swakheid, vir ons moedeloosheid. Vra ons vanmôre, Here Jesus, om vergifnis daarvoor. Maar versterk ons in ons geloof. Vat ons hand, Here. Breek die woord vir ons oop, Here. Leef onder die lofsange en aanbidding van die kinders. En wys ons die pad en die weg, die smal weg, na die ewigheid toe. Dankie, Here, vir die omstandighede waarin ons was, wat dit nie maklik was nie. Want dit, Here, het ons laat groei en ons verhouding herstel met U. Baie kere, Here, vat U dinge uit ons lewens uit weg, wat nie meer nodig is nie. Maar geef ons hart, Here, dat ons dit kan aanvaar en vrede daarmee kan maak. En ons laat U weer toe in ons lewens. Here, klop vanmôre aan die deur van ons harte en U sê in die woord, as julle vir my sal oopmaak, sal ek inkom en saam met julle maaltyd kom hou. Ons hoor vanmôre dat U deur die Gees nou met ons praat. Dat U nou aan elkeen van ons harte klop. Dat U graag met ons wil maaltyd hou.
gebruik ons, Here Jesus. Neem dit wat 'n skeiding gebring het tussen ons en U, neem dit weg. En wees U in die teenwoordigheid saam met ons. Dankie Here dat daar soms opkoms in die laagte van ons lewens was, dat U Here vir ons voorsien het. Dankie vir 'n nuwe lewe in Christus. Dankie vir die vrede, U genade en U liefde. Seën elkeen vanmôre ryklik. Soos uitmekaar uitgaan, Here, gaan saam met ons op die pad. As dit U wil is, sal U ons weer op die bestemde tyd bymekaar bring. Seën elkeen, seën pastoor Kiewiet en pastoor Lorraine, seën die gemeente, seën die kerkraad, seën elke lidmaat, elke besoeker. Dankie vir 'n nuwe lewe in Christus. Ons ontvang dit met dankbare hart en ons gee vir U al die lof en die eer en die prys. U alleen is waardig om aanbid te word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here elkeen ryk seën.